Nou vriende, ons gaan ouder gewoonte ons hoofde buig en ons harte stil maak voor die Here. En ek vra dat u weer eens met die Here sal praat daar in die hart. En die Here weet wat u behoefte vanmôre is en bo alles hoe dit vanmôre in u siel lyk met die Here. So ek vra dat u 'n kort gebed sal doen, dan begelei ek ons as gemeente in gebed en ons draak hier die erediens op aan die Here. So kom ons maak ons harte stil, dan bid ons saam. Hemelse Vader, die veiligste plek is onder die skadu van u vleuels. Ons het so pas gesing, Jesus wat my lief het, Heer, laat my veilig by u skuil. Here, u alleen weet van die storms, die winde, die stryd, die sonde, die aanvegtinge van binne en buite. U weet, Here, en u het Paulus geïnspireer om te skryf, ek elendige mens. Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dink aan manne soos Justin Peters en Joni Eareckson Tada, mense wat vasgevang is in 'n rolstoel en elke dag die pyn beleef van siekte in hulle liggame. En as daar met hulle gepraat word, is daar net een begeerte. Nie vir genesing soos die meeste mense vandag soek nie. Maar hulle sê as hulle net daardie dag kan vry wees van sonde. Dan besef ons, Here, dat die enkel grootste skeidsmuur tussen ons en God is ons sondige harte. Van geboorte af, sê die Bybel, dwaal ons, die leenspreker dwaal van die moederskoot af. Dawid roep uit in Psalm 51, hy sê, kyk, in ongeregtigheid ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Vader, ons kan onsself nie red nie. Ons kan nie vir onsself verlossing bewerk nie. Daar is nie 'n 7-stap program wat ons kan volg en as ons klaar is met hierdie kursus, dan is ons kinders van die Here nie. Redding is 'n bonatuurlike werk van God in die hart en in die siel van die verlore sondaar, waar u ons op die punt uitbring waar ons besef hoe diep verdorwe ons voor u is. Dat ons onder u toren staan, dat ons skuldig staan, dat ons onsself nie kan red nie, ons te redder buite onsself nodig. Sy naam is Jesus Christus. En Vader, dankie vir die wedergeboorte waar u die dooie hart lewend kom maak. Daar die hart in staat stel om uit te roep om genade. En daar die genade en barmhartigheid te beleef van vergifnis van sonde. Die inwoning van die Heilige Gees en 'n lewe van daaglikse wandel saam met die Here. Hoe kosbaar sê Efesiërs 2 vir ons, daar in die 4de vers. Maar God wat ryk is in barmhartigheid. Hoe sal ons u ooit kan dank vir u genade, u barmhartigheid, u goedertierenheid, u liefde oor ons? Jeremia sê daar in Klaagliedere 3, u barmhartighede is nuut. Elke môre, u trou is groot. Daarom is ons vanmôre nie hier om 'n mens te verhoog nie. Ons is nie hier om 'n kerk se leerstelling in iemand se keel af te druk nie. Ons is hier om God te verheerlik deur die blaaie van die Bybel, in getroue verklaring van sy skrif binne die konteks wat hy vir ons gegee het, soos sy Gees vir ons geïnspireer het. En ons vra u, Here, gee wysheid en insig vir my as leraar om die woord aan die gemeente te kommunikeer, maar ook vir hulle wat moet luister, die genade om te luister, want Here, van hierdie boodskap wat ons vanmôre hoor, sal elkeen van ons rekenskap gee. Hierdie boodskap gaan vanmôre tot redding wees van sommige, maar ook tot veroordeling van ander. Want Here, u woord sal nooit na u leeg terugkeer nie, maar juist dit doen waartoe u dit uitstuur. Daarom pleit ek, dat ons die gewilligheid sal hê om ons ore te draai, en soos u aan die gemeentes in Openbaring sê, wie 'n oor het om te hoor, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Baie dankie vir my broeders en susters hier teenwoordig, dankie vir elke kind, elke jong mens, vir elke besoeker, elke lidmaat, dankie vir elkeen vanmôre. Ons bid dat u vir ons ryklik sal seën met al die geestelike seëninge in Christus Jesus ons Here. Here, ons bid ook vir hulle wat siek is in ons gemeente, heelwat van hulle wat vir operasies gegaan het, wat in die hospitaal is, wat vanmôre, Here, deur hierdie siekbed moet gaan om ook u te leer ken en te verheerlik. Dankie vir die kosbare belofte in die woord, dat vir hulle wat God liefhet, werk alles ten goeie mee.
vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Skenk aan hulle genade om dit te verstaan en werk deur u Gees daardie absolute rustigheid om te weet dat ook in hierdie situasie is God 100% in beheer. Ons vra nou waar die woord sal uitgaan, dat u ons ryklik sal seën en dat die waarheid van u woord ons deel sal wees. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk van God ons hemelse Vader en van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Nou vriende, soos u weet, by elke nagmaal geleentheid poog ek om so ietsie met u te deel oor die kruisiging van die Here Jesus, iets te deel oor gedeeltes in die Ou en Nuwe Testament wat verwys na dit wat sal gebeur daar op Golgotha, of wat gebeur het daar op Golgotha's heuwel. U sal onthou by ons vorige nagmaalsgeleentheid het ons gepraat daar oor die koperslang, daar in die boek Numeri, en hoe Moses die slang moes verhoog het. En Johannes 3 sê dat, soos die slang in die woestyn verhoog is, so sal die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nou, vanmôre gaan ek bietjie stil staan hier by Genesis 6, die gebeure rondom die ark en die heenwyse na die kruis van Christus en die toepassing daarvan op ons vandag. En daarom is belangrik, vriende, dat ons ook vanmôre sal sien dat ons stil staan by die enkel belangrikste gebeurtenis in die geskiedenis van die mensdom. En ons gaan vanmôre kyk na die boek van die begin. Genesis staan bekend as die boek van die begin. As u wil weet waar alles begin het, begin die Bybel lees. Dan sal u lees waar alles begin het. Daar is net een wat geen begin of einde het nie. En dis God. Hy verklaar homself in Genesis 1, in die begin het God die hemel en aarde geskaap. En mense sê vir my, nou wie sê vir jou daar's 'n God? Dan sê ek eenvoudig, hy sê, in die begin het hy. En ek glo wat hy vir my sê. En daarom sien ons ook dat dikwels wanneer mense twyfel oor dinge in hulle lewens, omdat hulle nie wil lees wat die Bybel sê, en dan wil glo wat God in sy woord vir ons kom leer nie. Vriende, ek wil vir u sê, voor ons by die skriflesing kom, jy kan nie die res van die Bybel verstaan, as jy nie die boek Genesis gelees het, en die boek Genesis glo in sy totaliteit nie. As jy vanmôre miskien iemand is wat vashou aan die leer van die evolusie, moet jy heel moontlik jou Christenskap gaan ondersoek. En jy kan miskien sê, maar dit is 'n radikale uitspraak, en ek dink, dis nogal 'n redelike ligte uitspraak. Ek sê nie, jy is ongered nie, ek sê, gaan ondersoek jouself. Maar ek is oortuig daarvan, as jy nie kan glo, dat God alles geskaap het, en jou insluitend nie, dan gaan jy ook sukkel om te verstaan, dat hy jou redder is. Hierdie eerste boek in die Bybel leer ons, dat hierdie heilige God van ewigheid af, dan ook besluit het, vir sy eie goeie rede, en vir sy doel, sonder dat ons hom kan bevraagteken, en op die regbank sit en vir hom sê, verduidelik u self aan my, het hy besluit om te skape. En hy het geskape, en na elke dag het hy gesê, dit was goed. En by die laaste dag het hy gesê, dit was baie goed gewees. Vriende, die Bybel sê, hy skape deur die krag van sy woord, en ons lees van die groot opdrag wat hy vir die mens gegee het, en hierdie opdrag het nie so noodwendig gegaan oor die vrug nie. Baie ouens sê vir jou, ja, sou Eva net nie daai appel geëet het nie. En nou Adam so betower was met Eva se skoonheid nie, het ons nie in hierdie gemors gesit nie. Ek wil vir u sê, ons elkeen wat hier sit vanmôre, sou gedoen het wat Adam gedoen het, en sou gedoen het wat Eva gedoen het. So ons lees van God se groot opdrag, nie noodwendig in die sin van die vrug eet of nie, maar gaan julle gehoorsaam wees aan wat ek vir julle sê. Ons lees dat die Satan vir Eva mislei het, sy eet die vrug, Adam eet klakkeloos van die vrug, en hulle het nie gode geword soos hulle gedink het, en die Satan hulle beloof het nie. Ons lees van die geweldige sondeval. As u vanmôre met siekte sit, as u vanmôre sit met sonde, as u vanmôre sit met familieprobleme, as u vanmôre sit met werksprobleme, as u vanmôre sit met enige probleem, dis 'n direkte gevolg van die sondeval. Die sondeval het 'n effek op elke area van ons lewe, en daarom moet ons vanmôre ook sien, dat daar net een oplossing was. Dat hierdie val en die effek van die sondeval, in 'n mate herstel kan word op aarde, maar in die ewigheid, in die heerlikheid, vir eens en vir altyd. So kom ons lees saam, Genesis 6, en ek gaan poog om u deur hierdie gedeelte te begelei, onder die tema die wonderboodskap
van die ark vir vandag. Nou, baie mense sê, kom na my tent of kom na my kerk, ons gaan vandag wonderwerke sien. Ek het nou die dag 'n boodskap van iemand gekry, toe vra hulle my, luister daarna, en die man begin. Hy sê, welkom by die huis van wonderwerke. Toe sit ek die boodskap af. Toe sê ek vir die mense terug, hy lieg al klaar vir julle. Want hy weet, hy kan net so min wonderwerke doen, soos die man in die maan, want daar is nie 'n man in die maan nie. Die predikers lieg vir ons vandag, hulle sê, wonderwerke is die een ou se been word langer en die kwansy is die ou wat nou 'n kwaal het in sy binneste lewer of long of wat ook al word genees. Die predikers lieg vir mense. Die een wat wonders gedoen het, was Christus, om sy godheid te openbaar. Sy apostels het vir 'n kort tydjie daarna dit gedoen, om te bevestig dat hulle volgelinge van Jesus was. Vandag is die wonderboodskap. Daar is redding en daar is verlossing vir die sondaar. En dis wat mense nie soek nie. Want hierdie boodskap, die wonderboodskap van die ark is, dat daar in Christus, soos vir Noag en sy gesin, redding is, verlossing is, genade is. En ons gaan vanmôre 'n bietjie daarna kyk. Nou kom ons lees saam. Genesis 6. Toe die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was, en hulle het vir hulle as vroue geneem, almal wat hulle verkies het. Toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. En die dae was die reus op die aarde, en ook daarna toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan, en die vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam. Nou voor u nou vanmôre die hele boodskap wonder, wat wil Moses vir ons hier kom leer? Sal ek vir u die oordenking aanstuur as u hom nog nie geluister het nie? Maar hierdie is maar eenvoudig dat die Here vir ons kom leer dat die engele die gebod wat God vir hulle gestel het oortree. Daar is verskillende verklaringe hieroor, maar die punt van die saak is, die goddeloosheid en boosheid het so vermeerder, dat die Here 'n sekere besluit gemaak het. Daar is sekere dinge wat ons beperkte insig in het, maar ons lees dat die boosheid so groot was. En nou sê die Bybel vers 5, toe die Here sien, dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels, wat hy in sy hart bedink, altyd deur net sleg was, het die Here berou, dat hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart. En die Here sê, ek sal die mens wat ek geskaap het, van die aarde verdelg, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel, want het berou my dat ek hulle gemaak het. Maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. Baie interessant is, hier staan nie Noag het 'n oorgawe aan God gemaak nie. Noag het sy hand opgesteek en uitgekom toe iemand vir hom gebid het nie. Noag het nie 'n gebed agter iemand anders te aangebid en nou sy kind van die Here nie. Noag het met God gewandel. Dis 'n eienskap van 'n kind van die Here. Daar is 'n daaglikse wandel met die God aan wie hy behoort. Vers 10. En Noag het 3 seuns gehad, Sem, Gam en Jafet. En moet asseblief nie probeer nou dink wie is die Gams van vandag nie, of die Jafets of die Sems nie. Vers 11, maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God en die aarde was vol geweld. Toe sien God die aarde aan en dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe. En God sê vir Noag, die einde van die vlees het volgens God se besluit gekom, want die aarde is deur hulle vervul met geweld, en kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Maak vir jou ark van gowerhout, met afdelings moet jy die ark maak, en het binne en buite met pik bestryk, so moet jy dit maak, 300 L die lengte van die ark, 50 L sy breedte, 30 L sy hoogte. 'n Opening moet jy aan die ark maak, en op die maat van 'n L moet jy dit aan die bokant afwerk, en die deur van die ark aan die sykant insit. Jy moet dit met 'n onderste, tweede en derde verdieping maak, want kyk, ek bring 'n watervloed, oor die aarde, om van onder die hemel te verdelg alle vlees waar 'n lewensgees in is. Alles wat op die aarde is, sal wegsterwe, maar met jou sal ek my verbond oprig. Jy moet aan die ark gaan, jy en jou seuns en jou vroue, of jou vrou en die vroue van jou seuns saam met jou. En van al wat lewe, van alle vlees, moet jy 2 van elke soort in die ark laat ingaan, om dit saam met jou in die lewe te hou. Mannetjie en wyfie
moet hulle wees, van die voëls volgens hulle soorte, en van die vee volgens hulle soorte, en van die kruipende diere van die aarde volgens hulle soorte. 2 van elke soort moet na jou kom, om in die lewe te bly, en jy neem vir jou van al die voedsel wat geëet word, en versamel dit by jou, dat dit vir jou en hulle as voedsel kan dien. Vers 22 is belangrik, en Noag het dit gedoen, net soos God hom beveel het, so het hy gedoen. Daarna die Here aan Noag gesê, gaan in die ark, hoofstuk 7 vers 1, jy en jou hele huisgesin, want ek het jou regverdig bevind voor my aangesig in hierdie geslag. Ons lees dit tot so ver saam met die woord van die Here. Ons val dadelik weg met die teks in oordenking. Ons gaan kyk na die 13de en 14de vers en dan hoofstuk 7 vers 1. God sê vir Noag, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom, want die aarde is deur hulle vervul met geweld, en kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg, maak vir jou ark van goberhout. Daarna het die Here aan Noag gesê, gaan in die ark, jy en jou hele huisgesin, want jou het ek regverdig bevind voor my aangesig in hierdie geslag. Ons tema van vanmôre is dan die wonderboodskap van die ark vir vandag. Die wonderboodskap van die ark vir vandag. Vriende, terwyl ek die boodskap voorberei, het ek daarin gedink dat daar min vertellings in die Bybel is, wat ons harte en ons verbeelding so aangryp, soos hierdie gebeure in Genesis 6 tot 8, van die besluit wat God gemaak het om alles te verdelg, die ark wat gebou was, en Noag en sy gesin wat gespaar was. Ons dink aan die kinderbybels. Dis een van die eerste dinge wat jy sien in 'n kinderbybel, en baie keer die voorblad op die kinderbybel van hierdie ark, en die kameelperd wat staan, en die dinosaurus wat staan, en die uitbeeldinge wat hulle het. Ons dink aan al die kinderliedjies wat geskryf is, ons dink aan boeke, ons dink aan kommentare, ons dink aan debatte wat gevoer word oor hierdie gebeure in Genesis die 6de tot die 8ste hoofstuk. Nou vind baie mense hou hulle eintlik self besig met nietighede. Hulle vra byvoorbeeld, hoe groot was die ark, en hoe het die diere daarin gepas? Kom, sê julle vir my, julle slim mense, hoe die diere daarin gepas, en was die vloed nou net beperk tot waar Noag hulle gebly het, of was dit wêreldwyd gewees? En daar is navorsers wat op soek is na die ark, en u ken daar die Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark, en ook hierdie projek wat hulle gehad het om te kyk of hulle die ark kon kry, en verskillende dinge wat gebeur het, en ag vriende, daar is mense wat met so baie dinge besig is, dat hulle die hoofboodskap van die ark mis. En dis waarby ek vanmôre wil stilstaan. As u goeie boeke wil lees, wat handel oor Genesis, in besonder oor vrae wat gevra word rondom die gebeure van die sondeval, die gebeure rondom die ark, die bou van die ark, die kapasiteit, en dit wat die ark kon hou, kan u die boeke lees van Ken Ham, Answers in Genesis, die boek Answers, daar's 'n tydskrif wat hulle uitgegee het, Creation Ministries, of Creation tydskrif, en dan is daar die webtuiste creation.com, en ek het nie tyd om vanmôre oor alles te praat, ek wil nie op 'n syspoor gaan vanmôre nie, ek wil stilstaan by die ark, en die gebeure van die ark, soos opgeteken in die boek Genesis. Nou vriende, van Genesis 1, nadat God geskaap het, tot Genesis 6, waar die Here besluit het, om 'n einde aan alles te maak, wie kan vir my sê, min of meer, hoeveel jare het verby gegaan? Ek is mal oor die antwoord altyd. Ek hoor net, iemand wat 'n kans wil wag, hulle praat van so 1500 jaar. Mense sê, ja, maar die Bybel het niks gesê oor hierdie ding en daai ding nie, dan sê ek, luister, 1500 jaar gaan verby, en ons lees van die skepping, ons lees van die sondeval, ons lees van die eerste geslagregister, en waar die doodstyding aangegee word van die mense, dan lees ons van die ark wat gebou word, en dan die groot vloed. Die Here het nie nodig om alles vir ons op te teken nie, die beginsels wat hy wil deurgee, is duidelik in sy woord opgeteken. Die Bybel leer vir ons, baie belangrik, dat die ark vir 'n bepaalde doel gebou was. En die Bybel kom leer vir ons, waarom? Die Bybel sê in Genesis 6 vers 5 tot 7, toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd deur net sleg was, het die Here berou, dat hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart. En die Here sê, ek sal die mens wat ek geskaap het, van die aarde verdelg, die mens, sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel, want ek berou my dat ek hulle gemaak het.
maak vir jou 'n ark van goeie verhoud. 'n Oom kontak my so tyd terug en hy sê, Dominee, ek wil by jou hoor, dink jy daar is lewe op ander planete? Ek praat van menslike lewe. Nou, u weet wat die antwoord ek hom gegee het. En hy sê vir my in die antwoord terug, ek het presies gedink dit gaan jou antwoord wees. So as jy weet wat die antwoord gaan wees, hoef u my nie te vra nie. Maar die gedagte is, die Here sê, dat hy die mens waar geskaap het, op aarde. Hy het die asem van die lewe in Adam geblaas. Hierdie aarde waar op u en ek bly, is die enigste plek waar mense lewe is, en die Bybel sê deur die sondeval, het ons hierdie aarde wat God mooi gemaak het, volmaak geskaap het ons kom besoedel met ons rebellie. Ons sien nadat Adam en Eva gesondig het die Here hulle beklee met die vel van 'n dier, om vir hulle beskutting te gee, van hulle skaamte nadat hulle gesondig het. En nou sê die Bybel vir ons, dat Adam en Eva nie in geweldige dankbaarheid geleef het nie, maar dat sonde net voort bly gaan het. Die eerste twee broers het mekaar so gehaat, dat Kain vir Abel doodgeslaan het. Die Bybel sê vir ons, die Bybel is baie duidelik daaroor, dat sonde geeskaleer het, soveel so, dat ons later lees, die Bybel sê, al die versinsels wat hy in sy hart bedink het, altyd deur net sleg was. As jy vanmôre reken dat jy 'n goeie mens is, of jy reken dat jy met goeie mense omring is, dan wil ek vir u vra dat ons sal kyk na wat die Bybel sê. Die enigste goedheid wat in jou en my kan wees, is wat Christus in ons werk, deur sy Heilige Gees, in gehoorsaamheid aan sy woord, en in onderworpenheid aan sy gesag en bevel. Nog 'n belangrike ding wat ek wil uitwys. Bybel sê dat die Here berou gehad het, dat hy die mens gemaak het. Beteken dit dat die Here spyt was, dat hy gesê het, plaas ek net geweet het wat sou Adam en Eva gedoen het. Hulle het my heeltemal onverhoeds betrap, is dit wat die Bybel sê? Die Here spyt en hy loop in die hemel op en af en hy sê, kan jy glo, ek het so iets gedoen? Nee, die berou hier is om vir ons te verduidelik, dat God nie 'n kosmiese krag is, 'n energie wat daar een of ander plek in die heelal is nie, maar dat hy 'n persoonlike God is, en dat hy ook geraak word deur ons sonde. Soos 'n vader berou het, wanneer sy seun in sonde verval, en die vader van die verlore seun uitgekyk het na sy seun, wat sou terugkom, so die Vader ook vir ons hierin die gedagte deurgegee, dat hy 'n God is wat omgee. Hy is 'n God wat geraak was ook deur die sonde van die mens. As jy vanmôre dink jy kan sondig en klakkeloos aangaan met jou lewe, en die Here gaan elke keer vergewe, en hy word nie geraak daardeur nie, verstaan jy nie die Vader-kind verhouding wat God vir ons deur sy seun Jesus Christus kom gee het nie. Dan is daar nog iets wat ek wil uitwys. Die Here sê, ek sal die mens wat ek geskaap het, van die aarde verdelg. Bon Jovi, wie van u ken hulle? Ek hoop nie, jy luister nog na hulle nie. Maar as jy hulle ken, het 'n lied gesing, It's My Life. En ek sal hom leef soos ek wil. Ek wil vanmôre vir jou sê, dis nie jou lewe nie. As jy jou eie suurstof kan opwek, en jy kan jou eie liggaam aan die gang hou, sê ek, ja, doen daarmee wat jy wil, maar die God van hemel en aarde, het jou geskaap, het my geskape, hy hou ons suurstofbottel in sy hand, en hy sê vir ons, dat hy ons aan die einde van hierdie lewe sal oordeel. En wanneer gaan die einde van jou en my lewe aanbreek? Dit kan vanmôre wees. Moenie dink, jy gaan veilig by die huis aankom. Dis 'n gegewe nie, daar kan, ek sê nie daar gaan nie, maar daar kan iets gebeur, dat jy jou huis nie sien nie. Die vraag is dan, hoe het jy God se lewe wat hy vir jou gegee het, gelewe? Hy is die gewer van lewe, en op 'n stadium toe besluit God, in sy soewereiniteit, in sy almag, dat hy 'n einde aan alles gaan maak. Dink u dat, as die wêreldheersers van daardie tyd raad gehou het en gesê het, maar ons stem nie saam met God se besluit nie. Ons wil 'n mosie van wantroue teen hom insit en vir hom sê, hy gaan nie einde maak aan alles nie. Dink u dit sou God se besluit beïnvloed het?
Psalm 2 sê dat die Here kyk na die wêreldleiers en hy lag eintlik oor hulle sinnelose optredes. Want luister, die meeste wêreldleiers, veral in die kommunistiese lande, dink hulle gaan een of ander tyd God onttroon. Jy moet tog nie dink dat 'n ateïs nie glo daar's 'n God nie. Hulle weet daar's 'n God. Hulle probeer net vir ons laat oortuig dat hy nie bestaan nie. Maar die hele gedagte net, die Here besluit, hy sê ek het geskape, ek gaan 'n einde maak. Daar is niemand wat sy hand kan afslaan en vir hom sê, wat maak u nie? Vriende, die Here die mens geskape, sonder sonde. Deur die mens se ongehoorsaamheid het sonde in die wêreld ingekom en alles verderf en bederf. Ons sien die dood van die eerste broer wat die ander een doodslaan, Kain vir Abel. En die boosheid neem toe. En die opdrag kom, bou 'n ark. Nou ek het so 'n bietjie gaan kyk na min of meer, ek sê nie vir u presies, en ek haal nie aan uit die oorspronklike taal nie, maar hulle sê min of meer, die lengte van die ark was so 137 meter. Hy was so 23 meter breed. Weet nie wie van u se gang by die huis is so breed, van die paleis wat een bly nie. En die hoogte is so 14 meter hoog gewees, 3 verdiepings. Nou hulle sê dit so 37 meter langer as 'n rugbyveld, 3 verdiepings wat die ark gehad het. Was die grootste skip tot voor 1884 toe hulle die Queen Mary gebou het. Het 'n draagkapasiteit gehad van 540 treinwaans of trokke. Ons praat ook van containers. Nou toe ek in Vredendal was, vriende, was daar die Saldanha trein. Wie het al gehoor van hom? Langste trein in die wêreld. En daar was 'n oom gewees wat by Doringbaai gebly het. Hy het sy huis so op 'n koppie gebou. Dan kyk hy so uit oor Doringbaai, die ligtoring sit op die linkerkant, en dan kom daai trein so gekronkel deur daai koppietjies. Ek of u sê jy kyk, en jy kyk nog 'n keer, en jy bly kyk, jy kan vir jou koffie gaan maak en beskuit eet, en dan kyk jy nog steeds. Dan is die laaste trok nog nie deur nie, en hy het so 300 waans gehad. Die kapasiteit wat hierdie ark kon neem. Nou, die vraag wat mense vra is nou, hoe kon daai massiewe olifant en daai dinosaurus en daai kameelperde aangekom het? Ek dink jy is seker slimmer as dit. Ek dink tog nie die kinderbybel is die enigste Bybel wat u en ek lees nie. Ek dink tog nie dat die illustrasie van die skrywers noodwendig vir ons die so sê die Here is nie. As jy 'n dinosaurus wil vervoer, gaan jy die grootste een soek? Op die babietjie. Die Bybel sê God het hulle geroep. Luister, die skepping het geluister na die Skepper, want God sê, hy het hierdie diere geroep na die ark, en hy het gekom, ingelid, soos hy hulle die opdrag gegee het. Die Here het vir die kraaie bevel gegee om vir Elia te onderhou by die spruit. 'n Kraai wat vleis vreet, bring vleis vir een van God se profete. En nou sê hy vir my, ja, it's too good to be true. Dis jou opinie. As God so sê, dan glo ons God. Nie jou opinie of die volgende een se opinie nie. Ons glo wat die Bybel sê. Ons hoef nie ons verstand eenkant te sit nie, want die Bybel leer vir ons dat God opdragte kan gee. En hy het self, ek het hierdie week gelees van Biliam, wat sy eselin gepraat het. En toe sê ander predikant, as die esel was, hy nie gepraat nie. Maar dit was 'n eselin. En u kan daarmee maak net wat u wil. Die God van hemel en aarde het vir Noag die opdrag gegee om die ark te bou, groot genoeg om almal te akkommodeer wat die Here in die ark wou gehad het. Die Bybel sê Genesis 7 vers 2, van al die reindiere moet jy vir jou telkens 7 paar neem, die mannetjie met sy wyfie, maar van die diere wat nie rein is nie 2, die mannetjie en sy wyfie, ook van die voëls van die hemel telkens 7 paar, die mannetjie met die wyfie, om die geslag van die lewe op die aarde te hou. Noag het in 'n reisende dieretuin en wildtuin gery, op die water, met die ark. En as u dit nie wil glo nie, dan wil ek jou vra om jou te bekeer tot God, dat jy eendag vir Noag self gaan vra. Want die feit van die saak is, die Here het hom regverdig bevind uit sy geslag, en die Here het vir hom hierdie groot genade geskenk, dat hy gespaar sou word. Nou vriende, die heel belangrikste boodskap van die ark, dit was tot redding
van Noag en sy gesin. Die Here sê, ek gaan alles verdelg. Ek gaan alles doodmaak op hierdie aarde. Jy moet onthou dat hierdie dood nie net die tydelike dood is, dat hierdie mense sou verdrink nie, maar ook die ewige dood, die oordeel van God wat sal voorlê vir al die goddeloses wat dan God verag en verloon het. Dit was die uitkoms wat die Here gegee het. Luister, toe die goddeloosheid groot was, toe gaan Noag op sy knie en hy sê, Here, ek wil 'n voorstel maak. Wil u nie 'n ark laat bou, dat ons tog hierdie goedjies uitsorteer en dat ons regverdiges oorbly en die goddeloses gestraf word nie. Ek wil hê jy moet begin dink vanmôre. Ons maak van godsdiens, ons maak van die Christelike godsdiens asof dit iets is wat ons uitgedink het. Dat ons uitgedink het dat die Here genade aan ons sal bewys toe maak, ons vir hom 'n voorstel. Wil vir u sê, soos ek luister na boodskappe en mense wat my goed aanstuur en goed wat hulle plaas, die hele kerk van die Here Jesus, lyk my, is vasgevang in 'n mensgesentreerde godsdiens. Alles gaan oor me, myself and I, en as ek nie, luister, as die Here nie, kon jy nie. Ek sê dit vir jou en ek gaan dit vir jou sê tot die dag, dat die Here my lewensdraad knip op hierdie aarde. As die Here nie in jou lewe ingryp nie, kan jy maar bid tot Kersfees toe. Dis God wat eers jou hart moet kom verander. En glo my, die Bybel sê vir ons dat die Here hom wat na hom toe sal kom nooit sal uitwerp nie. Ek het hierdie week weer gelees dat die meeste mense het na Christus gekom, nie om redding te kry nie, maar sy voordele. Hulle soek sy voordele. Volgende week in die boodskap oor selfverloning gaan dit baie duidelik na vore kom. So die belangrikste van die ark is, daar was gevaar aan die kom, God se oordeel was vas, God kon nie van hierdie gedagte afgebring word nie, hy het dit vasgemaak, hy het gesê, dit is wat gaan gebeur, bou die ark, want ek gaan die oordeel bring. En hulle praat van so min of meer 120 jaar, wat Noag gebou het aan hierdie ark. En die Bybel sê vir ons in 2 Petrus 2 vers 5, in die ou wêreld nie gespaar het nie, maar Noag die prediker van geregtigheid, met 7 ander bewaar het, toe hy die sonvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring het. So, wat gebeur nou? Die wêreld is in goddeloosheid, God sê, ek het 'n besluit gemaak om almal te verdelg. Noag, ek vind jou regverdig, nie omdat jy sondeloos gebore was nie, maar omdat jy met my wandel, omdat jy 'n volgeling van my is. Noag, ek gee vir jou die opdrag, bou hierdie ark. Maar terwyl jy bou, preek. Terwyl jy bou, verkondig die evangelie. Hierdie woordjie prediker van geregtigheid is die gedagte justification of righteousness. En ek sien nou Noag, is hy by my? Droë stuk grond, daar's nie see nie, daar's nie baie water nie. Hier begin hy hierdie ark bou en hy preek en hy sê, luister, God gaan 'n oordeel bring oor hierdie wêreld. Daar gaan 'n groot vloed kom. Die Here gaan almal met water en alles met water oordek. En so begin die ark vorm aanneem en die mense sê van Noag, Noag, is jy heeltemal van jou sinne beroof? En Noag bou en Noag vat die pik en hy bestryk die ark daarmee en Noag bou en die dak is naderhand op en hy sit die deur in en hy preek. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek en jy is nie geroep om mense te red nie. Maar doen ons iets vir die koninkryk. Vanmôre toe ek bid, toe sê ek vir die Here, Here, doen ek iets vir die koninkryk. Ons sien verlore siele, ons praat oor verlore siele. Was ons regtig besorg oor die feit dat hulle God se ewige oordeel tegemoet gaan. Noag was 'n boodskapper van God se oordeele, maar ook sy reddende genade. En nou is daar net 2 gedagtes vanmôre, glo dit of nie, 2 kort punte, want die kinders moet eksamen gaan skryf, maar ek wil vra dat u dit nie sal mis nie. Hoe is hierdie boodskap van toepassing op ons? Niemand van ons bou 'n ark nie. Niemand van ons is besig om 'n ark te vervaardig nie. Niemand van ons vrees dat hierdie wêreld weer met water sal vergaan nie, want die Here het vir Noag hierdie kosbare teken gegee, en ook vir die menslike geslag, die reënboog wat hy gegee het. So hoe is die boodskap op ons van toepassing? Vriende, die eerste gedagte. Hierdie wêreld waarop u en ek woon, is op die rand van God se oordeel. Nou sit jy daar en jy sê, ag, asseblief.
Julle klomp predikers sê dit al vir baie jare. En jy gaan dit al vir baie jare hoor ook as God vertoef om te kom. By die Here is 'n dag soos 1000 jaar, 1000 jaar se dag. Die feit van die saak is, hierdie wêreld wat ons opwoon, staan onder God se oordeel. Kom ek lees gou vir u wat sê Jesus self. Jesus het geglo aan die woord. Genesis 6 was belangrik in die aanhaal van sekere gedagtes wanneer hy gepreek het. Hy het geglo aan hierdie waarheid, want hy was God wat die skrywers geïnspireer het. En daar staan, en Jesus is besig om te preek, en hy preek oor die eindtye. Hy preek oor die eindgebeure. Hy preek oor die aanloop na sy finale oordeel oor hierdie wêreld. Daar het so ongeveer 6000 plus jaar verbygegaan van genade. Sê vir my, die 6000 jaar plus van genade het mense hulle meer bekeer? Jy weet mos, die massas is op die nouweg, en die paartjies is op die breeweg, met die sonde en die boosheid. Nee, amper 6000 of meer as 6000 jaar, wat God se goedertierenheid en genade oor ons is. Die ark se gebeure is feitelik. Jesus self verwys daarna, wanneer hy praat oor die eindtye, en mense sê nog steeds, come on, mens glo nie meer aan seker vee verhale nie. Maar kom ek lees vir u, hierdie wat Jesus self sê. Hy sê net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sonvloed, die aanloop na die sonvloed, hulle het geëet en gedrink, getrou en in die huwelik uitgegee, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het. En het nie verstaan het voordat die sonvloed gekom en almal weggevoer het nie. So sal ook die koms van die seun van die mens wees. Ek wil vanmôre by jou pleit, as jy vasgevang is in sonde, moenie jou oog slaap gun nie. Gaan pleit by die Here dat hy jou oë sal oopmaak, dat jy kan sien, dat jy nie blind sal wees en na die oordeel gekom het, by jouself sal dink, waarom het ek nie geluister nie? Die Bybel sê, hulle het dit nie verstaan nie. Totdat. Ek sê onlangs vir mense, dit gryp my aan, dat die deursnee Suid-Afrikaner meer besorg is oor sy pensioenplan. Hy is meer besorg oor die huis wat hy het, die kar wat hy ry, wat sy skool sy kinders is, wat sy goen sy vrou aan die vinger het, wat sy necklace sy dra, hoe ryk hy is en hoe ander mense na hom kyk en van hom dink as oor sy ewige heil. Die probleem is, mense verstaan nie, die oordeel is aan die kom nie. 1 Tessalonisense 5 vers 1 sê maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie. Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal seker nie ontvlug nie. As u net so 'n bietjie gaan lees wat die wêreldleiers sê, hulle almal sit op die punt van hulle stoel, want hulle verwag een of ander radikale gebeurtenis. Hulle sal nou sê 'n derde wêreldoorlog, of hulle sal nou sê, weet as hierdie ou met die groot kei wat nou gekies is in Amerika, daai knoppie druk, is dit nag. Waarvoor die wêreld eintlik wag, is vir die openbaarmaking van Christus. Die Bybel sê vir ons, wanneer hulle sê vrede en veiligheid, oorval 'n skielike verderf hulle. Openbaring 21:1. Die Here sê hierdie wêreld is onder die oordeel, want die eerste hemel en eerste aarde het verbygegaan. Dit wat ons nou op woon, sal verbygaan. Nog een vers, dan kom ons by die tweede gedagte. Petrus sê maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van oordeel en die verderf van die goddelose mense. Noag sê, luister, hierdie hele aarde gaan onder water wees, en mense sê, Noag, jy's mal. Jy weet nie waarvan jy praat nie. En toe die reën begin kom, en die fonteine oopbars, en die water meer word, toe klop hulle aan die ark.
En soos meeste mense sê aan die ark se deur, daar was net een handvatsel, dit was aan die binnekant. Nee. Die Here self vir die ark gesluit, al wou Noag die ark oopgemaak het. Vir hierdie roepende siele, kon hy nie, want God het gesê, hier is die lyn wat ek in die sand trek. Ek het julle gewaarsku, en julle wou nie luister nie. Die Bybel sê vir ons, nou kom die predikers vandag, en ek is een van hulle wat sê, die Here gaan hierdie aarde met vuur verbrand. En mense sê, come on, 'n lekker vuurtjie en 'n braaivleis, ja. Maar dis omtrent hoe ver ons hierdie vuur verbrand storie sal glo. Tot die dag wanneer die Here vuur uit die hemel sal laat reën. Ons is baie sterk in onsself. Ons het huise, ons het karre, ons het geld, ons het besittings. Ons voel sterk, ons voel half houtgerus. Die Bybel sê God het hierdie aarde vir 'n skat bewaar. En hierdie skat wat hy of bewaar vir die toorn en vir die oordeel, vers 10. Maar die dag van die Here sal kom. Geen twyfel nie. Dit sal kom soos 'n dief van die nag waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. U onthou toe die Here die gelykenis vertel het van die koning wat op 'n ver reis gegaan het om sy koningskap te ontvang. Hy los sy diensknegte agter en hy sê vir hulle, ek gaan terugkom met die koningskap. En wat doen die diensknegte? Hulle begin losbandig lewe. Hulle sê, ons wil hom nie as koning hê nie. En toe hy terugkom, toe reken hy af met hulle, presies dieselfde. Dan gaan 'n dag aanbreek van afrekening. Ek sê hierdie week vir iemand, luister, jy en ek bly op God se aarde. Ons is gaste. Hy is die gasheer. Ons doen wat hy vir ons sê. Of ons gaan die gevolge pluk. Die bittere vlugte pluk. Gevolge dra en die bittere vrugte pluk van ons handelinge. Tweede en laaste gedagte. Soos Noag se wêreld onder God se oordeel gestaan het, so staan hierdie wêreld op die rand van God se oordeel en net die kruiswerk van Jesus bied beskerming. Soos die ark beskerming gebied het, kan die kruiswerk van Jesus beskerming bied in die dag van oordeel. Ek lees vir u Genesis 6:16 en Genesis 7 vers 16. Die Here sê, 'n opening moet jy aan die ark maak. Hoeveel deure was by die ark? 1. Al die diere moes deur die een deur gegaan het, saam met Noag, saam met sy seuns, hulle vroue en sy vrou. Vers 16. Die wat ingaan het gegaan as mannetjie en wyfie van alle vlees, soos God hom beveel het, en die Here het agter hom toegesluit. As ek hier die woorde lees, toe dink ek aan Johannes 10 vers 9, die pragtige parallel in die Nuwe Testament. Jesus sê, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Vriende, ek weet nie of u agterkom nie, maar die deursnee Suid-Afrikaner praat al hoe meer met ander geloofsgroepe, om te kyk waar ons raakpunte kan kry, sodat ons vrede op aarde kan hê, want hoe kan ons so arrogant wees, om te sê, Jesus is die enigste deur? Ek sê vanmôre vir u dat, die Bybel sê so. En die Bybel is God se geïnspireerde woord. En daar is legio getuienis, dat hierdie woord en bewyse dat hierdie woord en elke belofte al in vervulling gekom het, en dit wat Jesus gemaak het in die Nuwe Testament, in vervulling sal kom. Daarom sê die Bybel, soos daar een deur in die ark was, en die mense deur die deure moes gaan, of deur die deur moes gaan, en die Here die deur gesluit het, so sal en moet elke mens, wat die ewige oordeel van God wil ontvlug, deur hierdie deur ingaan. Vriende, daar is baie mense wat probeer om reg te maak met God deur goeie werke. Het u nie al vir die Here op 'n stadium gesê, Here, maar dit klink too good to be true. Uit genade deur geloof, al wat ek moet doen is om in berouvolle belydenis uit te roep om genade. En die geskiedenis leer vir ons, en ook die tyd van vandag, dat die meeste mense sê, ons sal dit nie glo nie, ons wil dit nie glo nie, ons wil werk vir ons eie saligheid.
Hulle doen dit deur barmhartigheidsorg, kerklidmaatskap. Hulle probeer minder sondig, hulle probeer 'n redelike goeie lewe leef. Hulle probeer mense beïndruk, hulle probeer 'n rad voor mense se oë draai. Maar hulle en God weet wat hulle vanaand op die bed gaan lê. Roep hulle gewete om vergelding. Daarom sê die Bybel vir ons, daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Vriende, wat is die opdrag? Daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Hierdie woordjie heil beteken die woordjie verlossing, redding. Werk jou eie redding uit. Nou dink jy by jouself, maar ek kan nie my eie redding uitwerk nie, jy's reg. Want die volgende vers sê dit is God wat in jou werk, om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. Maar dit bring ons weer by die boodskap wat ons so tyd terug met u hanteer het, God se soewereiniteit en die mens se verantwoordelikheid. Ek kan nie daar op 'n hoopie gaan sit en sê, Here, slaan my met 'n weerlig. Dat ek kan weet ek is gered, gee my gevoel. Here, laat my rughare regop staan, dat ek een of ander ervaring het, dan weet ek is u kind nie. Nee, daar is van my kant af hierdie verantwoordelikheid, en ek kan dit alleen nakom op die Bybels gefundeerde manier, as ek volgens die skrif my toevlug na God neem. Johannes 14:6. Jesus antwoord hom, ek is die weg, enkelvoud. Nie ek is een van baie wee nie, ek is die weg en die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jy gaan nie by Christus uitkom deur Mohammed nie. Jy gaan nie deur of by God uitkom deur Boeddha nie. Jy gaan nie by God uitkom deur goeie werke nie. Jesus is die enigste deur, hy's die enigste weg, hy's die enigste waarheid, hy's die enigste hoëpriester wat met sy bloed in die heiligdom ingegaan het, wat 'n eenmalige dood gesterf het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie. Handelinge 4:12 sê duidelik, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Ek waarborg u dat meeste van ons soog baie keer onder die druk van die wêreld, wanneer dit kom by die alleen mandaat van Christus as redder. Daarom kom die apostel en hy sê niemand anders kan red nie. God het een gegee, Romeine 1:16. Ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding. Die oorspronklike taal sê eintlik, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eers vir die Jood en ook vir die Griek. 2 Korintiërs 5:21, want God het Christus wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Miskien sit jy vanmôre hier en jy sê, maar ek het al baie na die Here toe gegaan, lyk my nie hy wil my red nie. Maar ek sê eerder vir jou, ek dink nie jy wil met jou sonde breek nie. Jy soek net 'n brandpolis, al wat jy soek. Jy soek ietsie wat jy dan kan vashou, wat sê ek kan nog steeds lewe as ek wil, ek kan nog steeds doen wat ek wil, ek kan nog steeds gaan waar ek wil, ek kan nog steeds kyk na wat ek wil, ek kan nog steeds leef soos ek wil, ek het daarom die brandpolis, ek het eendag maar dat hy 'n oorgawe gemaak, 'n pastoor het vir my 'n kaartjie geteken en gesê, is gered, het 'n oorgawe gemaak, alles is goed, alles is reg, alles is wel. Die Here sê, die dag as jy in berou en belydenis na hom gaan, is dit juis hy wat dit in jou werk. Dis onherroepelike bekering. Die Bybel sê dat ons kan word geregtigheid van God in hom. 1 Petrus 3:18, Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Is jy vanmôre in die ark? Vra jou vanmôre, is jy in Christus? Het jy deur die deur gegaan? Jesus is die weg. Die belangrikste vers in die Ou Testament wat vir ons leer oor sy reddende genade, wat mense kom verdraai het en eintlik kragteloos kom maak het deur 'n liggaamlike genesing in te lees hier. 'n Skandelike, ek wil amper sê, verkragting van God se woord. Wil ek vir julle vanmôre kom lees wat sê Jesaja 53 oor die gedagte van ons redding. Hy, Christus, is ter wille van ons oortredinge deurboor.
Hy is ter wille van ons ongeregtighede verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape, ons het elk in sy pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Dr. MacArthur vertel die dag toe hy deur 'n man en vrou in sy gemeente gevra is om na hulle homoseksuele seun te gaan wat besig was om sterwend in die hospitaal te lê, om net met hom die evangelie te gaan deel. Hy sê daarin gestap en om hierdie bed van hierdie homoseksueel was daar homoseksuele, daar was lesbiese mense, daar was hierdie LGBTQ++. Ek hoor jy kan tot deesdae as 'n croissant kan jy identifiseer. Maar hoe dit ook al mag sê, almal staan om die bed. Dr. MacArthur kom en hy sê vir hierdie jong man wat besig was om te sterwe weens sy sonde van homoseksualisme. Hy sê die Here het 'n plan vir jou lewe. Die Here wil jou 'n wenner maak. Hy wil jou 'n kampioen maak. Nee. Hy begin met hom die evangelie deel. Die evangelie gaan nie oor my en jou redding nie. Die evangelie gaan oor Christus. En terwyl hy vir hierdie jong man Christus verkondig, toe die L, die B, die G, die Q, die plus verdwyn. En God in sy groot genade hou die ark se deur oop vir hierdie jong man. En hy hoor die evangelie die eerste keer in sy lewe dat Christus gekom het. Niks snaaks nie, niks vreemds nie, maar dat Christus die regverdige vir die onregverdige gesterf het. Hy sê terwyl hy die evangelie aanbied, het hierdie jong man in trane begin roep na God. En hy bly roep en bid, o God, wees vir my genadig. En MacArthur sê hy het op 'n stadium vir die ou probeer bid, maar die ou het net aangehou bid. En op 'n stadium toe is dit doodstil in die kamer, doodstil. In daardie hospitaalkamer. En hy sê hy maak sy oë oop en hy kyk na hierdie jong man. En hy sê vir hierdie jong man, sê vir MacArthur, hy sê ek dink, hy het my gered. My sondes vergewe. Hy het my vrygemaak. Hy het hierdie getuienis later in die gemeente kom gee en 'n paar weke later is hy dood. Wat ek vir u probeer sê is u al deur die deur van die ark, deur Jesus Christus wat u van u sonde kom vrymaak het, of speel jy nog kat en muis? Wil jy die Here dien en die wêreld dien? Wil jy die sonde dien en dink jy kan Christus dien? Dit is 'n nuttelose oefening. As iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon. Breek met sy sonde. Vir God te sê ek is bankrot. Ek is bankrot. As u nie, kan ek nie. Red my. En dis die boodskap, vriende, wat ons vanmôre sien, ook by die herdenking van die tafel. Ons gaan die dood van die Here herdenk, die enigste manier hoe u en ek gered kan word. Christus wat 'n sondelose lewe geleef het, 'n volmaakte dood gesterf het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie. Die boodskap van die ark vir vandag is eenvoudig dit. Net soos Noag en sy gesin veiligheid en bewaring teen die vloed en oordeel ontvang het, so moet. Redding, bekering is nie 'n uitnodiging nie, dis 'n opdrag. Bekeer jou tot God. So moet elke sondaar mens wat die komende oordeel van God wil ontvlug, na die Here Jesus vlug, om gereinig te word deur sy kosbare bloed. Het u al deur die deur van verlossing gegaan? Is u seker dat u die komende oordeel sal ontvlug? Luister, toe Noag en almal in was daar 7 dae nog, waar die ark se deur oop was, en toe kom sluit God die deur. Daar sal 'n dag aanbreek dat God die deur sluit. En genadetyd is weldra om. En dan wag die ewigheid vir jou en my. Die boodskap van die nagmaal van die ark van die kruis is dat Christus sondaars wil red. Het jy al vir hom gesê, Here, van wie ek die vernaamste is?
Kom ons bid saam. Hemelse Vader, enige boodskap is 'n nikszeggende oefening as die Heilige Gees in die harte en lewens kom aanraak nie. Hiervoor van myself deur tot daar agter, o Heilige Gees, bid ons dat U hierdie boodskap in harte lewens sal maak, Christus sal verhoog, sodat mense hulle toestand van sonde sal sien. Die absolute haat wat God vir sonde het in die verbryselde liggaam van Christus. En dat daar vandag 'n uitroep sal wees om genade. En dat daar vreugde in die hemel sal wees oor 'n sondaar wat hom of haar tot God bekeer. Ons het so baie vooropgestelde idees. Ons het so baie bagasie wat ons dra, ons het so baie idees. Dis asof die deursnee mens deesdae u wil voorskryf hoe u julle moet red. Die boodskap bly dieselfde van dag 1. Christus is die deur. As iemand deur hom ingaan, sal hulle gered word. Hulle sal ingaan en uitgaan en wyding vind. Vader, wees genadig ter wille van u Seun Jesus Christus. Amen.